Ek gaan sit. Harder as wat ek wou. Eintlik het ek die laaste paar sentimeter geval. My ma het altyd gesê, jy weet jy raak uit as jy gaan sit, maar jy val eintlik. Wel, vanoggend voel ek oud. Stok oud. Ek kyk op na my rekenaarskerm en ek dink, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Ek het soveel werk, te veel. Bo oor die skerm kan ek sien tot in die gang, die plankvloere en die groot oop wasgoed. Ek laat sak my kop tot in my hande. Ek wil huil. Maar wat gaan dit tog nou help? Mans huil mos nie. Adidas skree en ek vat die laaste sluk van my koffie en skuif die velkoppie een kant toe. Ek's fisies en geestelik moeg. Ek voel soos daardie ou Passat wat my pa gery het. Ek weet hy moet nog 'n paar kilometer ry, maar hier diep binne in my weet ek hy gaan dit nie maak nie. 3 uur moet ek weer die kinders optel en rondry, so ek moet begin werk. Maar ek sit net. Ek sit en ek dink oor hoe ek voel. Ek kyk na die spieël links van my en die man wat terugstaar. Hy is 41, maar hy lyk nader aan 50. Oorlaai, oorgewig en uitgebrand. Dis nie 'n Ferrari nie. Ek wens dit was 'n Ferrari, maar dit is nie. Dis 'n ou Passat. Soos daardie een wat my pa gery het met geroeste deure en al. Ek het ergens gelees hierdie is die moeilikste jare van jou lewe. Die middeljare. Jy moet kook en skoonmaak. Jy moet leer en vertroos. Jy moet versorg en onderhou en jy moet bou. Jy moet bou aan jou verhoudings. Jy moet bou aan jou loopbaan. Want iemand moet vir sissie se danslesse betaal. En boetie se rugby boots. En vroutjie se Willie Sooners. En natuurlik julle huis. Daardie selfde huis wat jou ma elke keer bespeer asof sy dit vir die eerste keer sien. En sommer so in die verbyloop met haarself gesels oor hoe klein die kamers is en dan sommer wonder waar die kinders gaan speel, want daar is nie eers 'n grasperk nie. Sy probeer nie lelik wees nie. Ek dink nie eers sy kom agter nie. Sy sukkel van dat my pa oorlede is. Hoekom vra sy my nie net om haar te help nie? Ek staan op en klim op die skaal. Ek moet weer tyd maak om te oefen. Tyd maak vir my gesondheid. Teleurgestel klim ek af. Triple digits. Ek begin weer stres oor werk. Ek rook nie, maar gaan maak vinnig 'n draai in die kombuis en kook die ketel vir my derde koffie. Die horlosie teen die muur is iets wat agter. Maar dit is amper 11 uur. Nog 4 ure voor ek die kinders moet kry. Terwyl die ketel kook, kyk ek na my e-pos. Die eerste een is van Boetie se skool. Dis oor sy taak en hy's agter. Hoe kan dit wees en hoekom laat weet hulle my nou eers? Want dit moet Vrydag klaar. En dis nie die tipe koop 'n karton by C&A en leen aan die Katie se ensiklopedie take nie. Ek kyk vlugtig deur die aangehegte dokument. Iets van spesifikasies, vloeidiagramme en 'n robot wat deur 'n doolhof moet ry. Ek is kwaad. Ek is kwaad want dis ekstra werk en ek het nie tyd nie. Maar nog meer as dit, ek is kwaad want die mannetjie het nie geen het nie om nie. Hoekom vra hy my nie om hom te help nie? Ek gaan sit en plaas my nuwe koppie koffie langs die vuil een. Hoekom het ek nog 'n koppie vuil gemaak? Dit tikkel my OCD en ek staan op. Ek moet werk, maar eers moet ek hierdie vuil koppie was. Ek kyk na in die kas onder die wasbak. Waar is die Sunlight liquid? Geïrriteerd vat ek my bakkie se sleutel. Terwyl ek by die winkel is, moet ek sommer brood, melk, toiletpapier en shampoo kry. Ek breek nou een van my eie reëls. Net gister het ek ons begroting gedoen en die vroutjie hoog en laag laat sweer dat ons beter sal beplan voordat ons koop. Sy het 'n moeilike tyd by die werk. Ek kan dit sien en ek kan dit voel. So hoekom vra sy my nie om haar te help nie? Ek klim vinnig in my bakkie want die buurman is buite en ek het nie krag vir een van sy praatjies nie. Nie vandag nie. Op die voorste sitplek lê een van Sissie se prentjies.
Sy hou van kuns. Die boonste hoek van die prentjie is gesmeer. Dis van haar trane. Iets waaroor sy nie wil praat nie. So hoekom vra sy my nie om haar te help nie? Ek stop voor die winkel en soek vir 'n sak in my beursie. My beursie lê by die huis, en ek laat sak my kop stadig tot op die stuurwiel. En dan hoor ek dit. So hoekom vra jy my nie om jou te help nie? Dis nie 'n stem nie, meer soos 'n gedagte, 'n vinnige een. Amper te vinnig. Een van die gedagtes wat jy sou mis as jy nie 2 keer daaroor dink nie. Is dit God? Nee, sekerlik nie. Dis net my eie gedagtes. Dan ping my foon. Dis 'n boodskap. Snaaks, want ek kon sweer my foon is op sag gestel. En dis van 'n app wat ek skaars gebruik. 'n Bybel-app. Ek maak die boodskap oop, en dis 'n vers van die dag. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel slymer nie, en hy slaap nie. En daar is dit weer. So hoekom vra jy my nie om jou te help nie? God, Vader, is dit U? En sag en kalm kry ek die antwoord. Ja, dit is ek. Nie 'n stem nie, meer soos 'n gedagte, 'n vinnige een. Ek beskerm jou. Ek bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Ek sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal ek beskerm. Ek sal jou beskerm waar